Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, ons as die Versterre, ons gesin is in die proses om ons huis te verkoop en ons is besig om huis te koop op hierdie stadium. En vir enige van julle wat al deur daai oefening al was, sal weet, nee, dit is 'n angswekkend. Dus ek voel ek word elke oggend soos 3 uur wakker en het ek hierdie diep asem wat ek moet haal. En dit is nie net die admin en die kostes en die onsekerheid aan dit wat ek dink op hierdie stadium so unsettling vir my is nie. Ek dink spesifiek hoe moeilik vind om 'n huis te verkoop veral, is gegee die feit dat hierdie huis wat ons nou vanaf wegtrek is die huis waarin ek groot geword het. Vanaf die vroeë 80's af het ek in daai huis groot geword. En dis die huis waarin my lewensstorie geskryf was. Baie goed en die minder lekker goeders wat my gevorm het en geslyp het in die persoon van vandag is verbind aan daardie huis. En die laaste 13 jaar het ek en my gesin in daai huis gebly en was daai lewensstorie van my in daai huis nou verder geskryf. En so dit lê baie na in my hart. Die slim ouens daar buite, vriende, sê vir ons dat 'n mens se huis, spesifiek jou tuiste, is fundamenteel tot ons wees. Dit is die primêre plek waar jou en my identiteit gevorm en geslyp en gebou word. Al ons behoeftes, al die groot behoeftes van die lewe vind op een of ander van daai plek wat jy huis noem. Daar waar ons kyk vinnig saam met my, julle sal hierdie onthou dalk van skooljare af. Maslow se hiërargie van behoeftes, dit is net treffend. Dit is treffend hoe elke liewe een omtrent van ons behoeftes op een of ander manier is iets in die konteks van ons huis plaasvind. Ons fisiese behoeftes, ons behoeftes na veiligheid, ons behoeftes vir liefde, gemeenskap, daai plek waar ons uitfigure wie ons is en waar ons onsself wil verwesenlik in. Alles op een of ander manier plaas daar in die konteks van dit, daai plek wat ons huis noem. Soos wat Dorothy in The Wizard of Oz, as jy dit ooit gelees het of gesien het, soos wat Dorothy aan die einde van die storie besef, hierdie is van die storie Wizard of Oz, as jy nie weet nie, hierdie is die groot tema van die storie, soos wat Dorothy sê, there is no place like home. There is no place like home. En dis presies vir daai rede, vriende, waar die probleem dan inkom vir jou en vir my. Want as jy vandag hierso sit, vir elkeen van ons wat Christene is, elkeen wat onsself kinders van die Here noem, sê die Bybel, is ons nie by die huis tans nie. Ek en jy is nooit in hierdie wêreld werklik tuis. 1 Petrus 1 vers 1 sê ons as gelowiges is vreemdelinge, exiles in hierdie wêreld. Filippense 3 vers 20 sê, ons burgerskap is in die hemel. Vanwaar Jesus ons verlosser wat gaan terugkom, en dit is eers wanneer hy gaan terugkom, Openbaring 21 vers 3, wanneer God sy woonplek hier sal maak op 'n nuwe hemel, nuwe aarde, waar ons werklik in ons huis sal wees, waarlik sal wees, eers dan. En dit is dan wat ek graag wil hê ons vanoggend oor moet saamdink, vriende. As dit so is, dat ek en jy hierso, gelowige, nie tans by die huis is nie. Ons is nie werklik op hierdie stadium nie. Wat het ek en jy nodig om te onthou? Wat het ek en jy nodig om voor oë te hou, soos wat ons onsself hier in ons huidige bestaan in hierdie wêreld as vreemdelinge bevind? En ek vra dit, want dit is waar Genesis 47 gaan. Ons is, soos ons reeds genoem het, besig met hierdie reeks wat ons getitel het, die Evangelie volgens Josef. As jy laasweekie was, het ons die punt gemaak om te sê dat die storie van Josef is nie net 'n storie oor Josef, dis ook 'n storie oor Josef se familie. Laasweek 'n fokus op Josef se broers. En ons het gesien hoe in die storie van Josef se broers was God besig om hulle te groei en hulle te vernuwe en te verander. Skuif die kameralens van Genesis so bietjie oor, nie na Josef se broers toe nie, maar na Josef se vader toe, na Jakob toe. En hier in vandag se gedeelte sien ons weer eens hoe God besig was om in Jakob se lewe te werk. Tel gou vinnig julle blaadjies op daar. Kyk vinnig saam met my daarna, blaai na hoofstuk 47 toe. Ons gaan later weer terugkom na die storie toe. Maar ek wil net eers met iets raak sien wat Jakob daar sê vir Farao in hoofstuk 40 vers 9.
Jakob sê vir Farao, hy is 130 jaar oud, dis nogal snaaks, hy sê, ek is nog nie baie oud nie, sê hy, ek is nog net 130 jaar oud, maar wat hy dan daarso sê, is hy lewe op twee maniere. Jakob som sy lewensstorie op as 'n lewe van sojournings. Met ander woorde, hy sê, ek is iemand wat my hele lewe lank links en regs getrek het, ek was altyd 'n vreemdeling, is letterlik die woord daar gewees. En my was 'n lewe, soos wat ek oral heen en weer, buite die beloofde land, in, op en af, links en regs in die beloofde land was dit 'n lewe gekenmerk deur evil. Die woord daar is die idee van teëspoed. Dit is die idee van uitdagings. En mooi vir ons om te verstaan wat Jakob daar sê, soos hy sy lewe vinnig in twee woorde opsom, en vir ons om te verstaan dan wat die hoofidee is in vandag se gedeelte in hoofstuk 46 en 47, is dit krities dat ek en jy is met die storie van Jakob. Dis die probleem as ons so half net nou inspring in 'n reeks. As ek en jy nie duidelik is oor Jakob se storie selfs voor hierdie gedeelte nie, dan maak dit nie heeltemal vir ons altyd lekker sin nie, nê? So dit is wat ons vinnig gaan doen voor ons in hierdie teksgedeelte gaan inspring. En so bly by my want hierdie is belangrik. Jakob se lewensstorie. Genesis 25 word Jakob gebore. Jakob word gebore, vriende, in 'n familie van skippers. Hulle is nie fancy mense nie, maar hulle is spesiale mense want hulle is 'n familie wat in 'n unieke verhouding met die lewende God staan. In Genesis 12 het God na Jakob se oupa Abraham toe gekom. God het vir hom gesê, Abraham, ek gaan in 'n verhouding met jou en met jou nageslag, met jou familie wees. En ek gaan julle vermenigvuldig, daar sal baie van julle wees, ek gaan vir julle die land Kanaan gee, en julle dan 'n seëning vir die wêreld kan wees. Dis God aan Abraham. Daai selfde belofte wat God 'n klomp keer vir Abraham gegee het, gee hy dan net so aan Isak, Jakob se pa. Daardie belofte kom dan en gee God daai presiese belofte in dieselfde woorde so ook aan Jakob. En die eerste plek waar ons van dit lees is in Genesis 28. En so 'n klein bietjie konteks. Genesis 28, en ek dink baie van ons besef dit nie, op daai stadium is Jakob al 70 jaar oud. En op daai stadium, hele lewe is gekenmerk in 'n power struggle teen sy broer Esau. Hy het nou net sy broer uit sy erfenis en sy seëning uitgeknaif. Hy wat Jakob is, en so sy broer Esau wil hom doodmaak, en so hy vlug uit die beloofde land Kanaan uit. En dit is dan hom ontmoet. Dit is dan wat God aan hom die volgende belofte gee. Kyk saam met my hier. Genesis 28 vers 13 tot 15 op die skerm. God sê vir Jakob, I am the Lord, the God of your father and the God of Isaac. The land on which you lie, I will give to you and to your offspring. Your offspring shall be like the dust of the earth, and you shall spread abroad to the west and to the east and the south, and in your offspring shall all the families of the earth be blessed. Behold, I am with you, and I will keep you wherever you go, and I will bring you back to this land, for I will leave you until I have done what I have promised. En vriende, as jy wil vinnig hoor waaroor alles gaan Genesis 28 tot en met die vorige hoofstuk in Genesis, gaan dit oor daai belofte. Daai belofte God aan Abraham is die opskrif oor sy lewe wat sy hele storie bepaal. Genesis 28 tot 45 is 'n storie van Jakob se sojournings. Dit is 'n storie van al die teëspoed en die uitdagings beleef, maar dit is 'n storie waarin God getrou was aan daai belofte, waar God saam met Jakob was en waar God deur alles in sy lewe besig was om inderdaad by hom te wees en seker te maak dat daai aan Jakob vervul sou word. En vriende, in die storie van Josef wat ons sover gekyk het, was dit die kersie op die koek van daai belofte, nê? Wat ons gesien het sover in hierdie reeks is dat hier is Jakob. Hy verloor sy seun, hy dink sy geliefde seun is dood. Sy hongersnood. Sy een seun eindig weens die hongersnood as 'n in die tronk op in Egipte. Sy ander nuutste jongste geliefde seun, hy moet hom ook afneer. Jakob dink sy lewe, die uitdagings, die evil kan nie meer nie. Kom God en hy kry die goeie nuus en hy hoor Josef lewe. Hy's nie dood nie, hy lewe en raai wat, hy is die koning van Egipte, wat beteken ons is 'n van fyn wees. So weer eens, dis die hele punt, is dat Jakob kom op daai punt waar hy besef, ja, wraggies,
Die Here is getrou in sy beloftes, hy is met my en hy's besig om alles so te werk vir my deel en sodat sy beloftes sal realiseer. Maar dit los nou vir Jakob, en ons kom nou by ons gedeelte. Dit los vir Jakob met 'n nuwe worsteling in sy hart. Die vraag is, wat moet hy nou doen? Want sy seun Josef nooi hom om Egipte toe te kom. Maar onthou, hy is in die beloofde land. Moet hy soontoe gaan? Moet hy nou, God het vir hom hierdie land beloof, moet hy Egipte toe gaan? En vriende, dit is dan waaroor ons toe. Die vraag is, waar is God in dit alles? Wat gaan gebeur met Jakob se huis, daar waar hy tuis is, daai plek waar God hom geplaas het? Moet hy gaan? En Genesis 46 en sê antwoord dit vir ons. Kyk saam met my vriende, 2 bewegings in die storie vandag. Die eerste een is dit, sien raak, die belofte word bevestig. Die belofte word bevestig. Kyk saam met my, tel julle blaadjies op vers 1. Vers 46 lees as volg. So Israel took his journey with all that he had, and he came to Beersheba, and he offered sacrifices to the God of his father. Vriende, elke woord een tel. Elke woord omtrent daar tel. Die feit dat Jakob hier Israel genoem word, is die naam Genesis 32, toe hy met God gestoei het, en hy het so met God gestoei tot God hom geseën het. Dis dieselfde naam wat weer 'n tweede keer gee in Genesis 35, waar God die belofte van Genesis 28 weer aan Jakob bevestig het. En so nou kom daardie Jakob, hierdie een wat stoei met God tot God hom seën, en hy kom weer na toe en hy gaan na Beersheba toe. En Beersheba, vriende, is belangrik. Dit is, as hierdie Kanaan is, hier in die onderkant, hier is Egipte, Kanaan en Egipte het jy vir Beersheba. Beersheba is die plek, baie belangrik in Genesis, Abraham en Isak tevore, die Here gaan aanbid het, ten einde die Here se aangesig te gesoek het, sodat hulle van die Here af kon hoor. En dit is daar, waar baie belangrik is, 26, waar toe Isak sy vader by Beersheba was, waar God vir Isak gesê het, Isak, jy moet nie Egipte toe gaan nie. Jy moet nie Egipte toe gaan nie. So die hele punt is, hier kom Jakob. Daai plek toe, waar hy die aangesig van die Here soek. Hy wil weet wat die Here se wil vir sy lewe is. Hy wil weet, is dit die regte ding as ek nou Egipte toe gaan of nie? En dan ontmoet die Here met hom. Kyk saam met my, lees saam met my, dis op die skerm ook, vers 2, vers 4. And God spoke to Israel in visions of the night and said to him, Jacob, Jacob, and he said, Here I am. Then he said, I am God, God of your, do not be afraid to go down to Egypt, for there I will make you into a great nation. I myself will go down with you to Egypt. I will also bring you up again this land, and Joseph's hand shall close your eyes. Die beginsel, vriende, wat daar uitspeel, is dit. En dit is dat die geloofwaardigheid van 'n belofte wat gemaak word, is die rede aan die persoon wat daardie belofte aan jou maak. Net gister kry ek op my selfoon, ek is seker julle kry ook hierdie frustrerende SMS, ek kry gister 'n SMS wat as volg gelees het, Attention, sê die SMS, We are in custody of an inheritance attached to your name. Contact so and so and so, okay? So, halve sekonde was ek opgewonde. Toe dink ek, okay, nee, dis een of 'n dude ergens, ek weet nie, hy sit in Sunnyside en hy's besig om hierdie te tik vir my, okay? Dadelik. Jy sien, wanneer die probleem is, dadelik dink ek, ja, right. Vir my om hierdie belofte te glo, wat ek hier kry op hierdie SMS, en vir my om te gaan reageer, het ek nodig om oortuig te wees van die een wat daai SMS gestuur het. Ek wil weet, het hulle die vermoë om te doen wat hulle hierso kan sê? En het hulle integriteit? Het hulle integriteit sal doen wat hulle sê? En vriende, dit is wat hier so afspeel in hierdie gebeurtenis met tussen God en met Jakob. Hierdie is God wat vir hom sê, maar Jakob, ek is groot, I am God. Dis die naam vir God om sy almag te kommunikeer. Ek is getrou, I am the God of your father. En gegeewe daardie rede, hierdie is die belofte aan jou.
Ek sal met jou wees en seker maak dat my beloftes aan jou sal waar word. Onthou die storie, sê God vir Jakob, van jou oupa Abraham. Onthou die storie van jou pa, Isak. Onthou jou eie lewe, Jakob. Keer op keer onthou nou met Josef, hoe ek inderdaad myself gewys het as groot en getrou, as betroubaar. Gaan Egipte toe, ja, jy beweeg in 'n skerry plek in, maar ek is met jou, ek is by jou, en ek sal daai beloftes reël. En vriende, hoor asseblief tog mooi, soos Jakob, so ook vir jou en vir my. Dit is treffend, dat in die res van die Ou Testament, vir al die profetiese boeke, en ook Testament, byvoorbeeld in Openbaring 11 vers 8, is dit treffend dat Egipte dan simbolies gebruik word om hierdie wêreld te verteenwoordig vir jou en vir my. Die Ou Testament profete en die Nuwe praat van Egipte as hierdie wêreld waarin ek en jy onsself bevind, the world. Dit is die plek, vriende, waar ek en jy tans dalk onsself bevind, maar nie werklik by die huis is nie. Dit is die plek waar ons nie tuis ooit is nie. Egipte vir jou en vir my, hierdie wêreld is die goddelose plek. 'n Geestelike, gevaarlike plek. 'n Plek wat onder die mag en die gesag is van 'n ander heerser, maar waar die opperheer, die ware heerser, God self, ons juis in geplaas het as vreemdelinge. En vir daardie rede, vriende, het ek en jy nodig om te kyk na Jakob. Soos Jakob, vriende, behoort die idee van Egipte behoort jou en my te rattle. Egipte behoort jou en my te unsettle. Dit behoort ons met vrees te vul. Die idee dat Jakob op hierdie stadium gerattle is, soos wat hy Egipte moet gaan, vriende, is 'n teken van sy geestelikheid, nie van sy ongeloof nie. Ons as moderne, hedendaagse gelowiges is regtig gerattle met die idee dat ons onsself te vind. Ons is heeltemal te gemaklik met ons woonadres hier in Egipte. Die goddeloosheid van hierdie wêreld om ons ontstel ons nie. As ons moet eerlik wees, het ons heeltemal te veel die toeriste brosjures van Egipte hoek, line en sinker gekoop. Die valse aanbidding wat plaasvind in Egipte met al die trappings van die versoekings daarvan, is iets wat vir jou en vir my van tye nie die slapelose nagte gee wat dit eintlik behoort te doen nie. En dit is vir daardie rede hoekom ons, as ons moet eerlik wees, nie so gretig is. Ons is nie so desperaat soos Jakob om na Berseba nie. Berseba, vriende, verteenwoordig daardie plek, soos Abraham, Isak en Jakob, dis daardie plek waar ek en jy in aanbidding die aangesig van die Here najaag. Dis die waar ons in desperaatheid kom om te sê, Here, kom, openbaar jouself aan my. Kom, bevestig jou beloftes aan my. Berseba is daai plek waar ons dit hoor, en dit is daai plek waar ons dan gaan, en waar ons met al ons weer sê, ja, hy is getrou, hy is groot, ek sal in geloofsgehoorsaamheid gaan. Vriende, Berseba is persoonlik vir jou en vir my elke liewe dag, daai plek, daai tye, wanneer ek en jy stil, Here, waar ons luister na hom, wat ons praat met hom, wat ons self herinner aan die beloftes, wie hy is en hom volg. Berseba is hierso. Ons Sondag samekomste. Hierdie is die plek, die vindele plek waar ons die aangesig van die Here najaag en soek en hoor hoe hy sy beloftes aan ons maak, en wat ons by hierdie deure uitgaan en sê, Here, ek gaan in geloofsgehoorsaamheid, in die lig van jou beloftes en wat jy gedoen het en wat jy beloof om te doen, sal ek hier uitgaan. Vriende, dit is hoekom ons saamkom, dit is hoekom ons Ligpunt gesinne ook saamkom. En so kan ek jou aanspoor, gelowiges soos jy hierso sit. Ek dink dit is die groot ewel wat gewees. Die groot ewel van COVID is dat heeltemal te veel van ons, en ek praat hier van wêreldwyd gelowiges, ons het heeltemal te gemaklik geraak met 'n hit one, skip one tipe van tyd saam met gesnou. Ligpunt mag ons anders te wees, mag ons opnuut by mekaar kom, hier in ons Ligpunt gesinne, mag elkeen van ons sê, ek gaan elke dag van my lewe gaan ek seker maak dat ek is in Berseba, sodat ek met die lewende ontmoeting kan hê, sodat ek hom in geloofsgehoorsaamheid kan volg,
aan die hand van sy beloftes. Maar vriende, soos God dan met Jakob maak, so en wat God hom dan getel in sy vrees, in sy angs vir Egipte. Vriende, so moet ek en jy dit hoor vanoggend, dat as jy jou lewe toevertrou aan hierdie God, sê hy vir jou en vir my vanoggend dit wat hy sê daar in vers 3 van hoofstuk 26. Hy sê vir jou, do not be afraid. Do not be afraid, moenie vrees nie. Ek is die een wat jou in Egipte hou en weet dit, gelowige, sê God vir jou, ek is met jou. Ek is met jou en ek is vir alles wat ek in Jesus vir jou beloof het. Alles wat ek jou in Jesus beloof het, sal waar word vir jou. En ek sal jou meer soos hy maak, en jy sal eendag in my beloofde land wees. Jy sit dalk hier vandag en jy dink, ek is seker nie, ek bedoel, Jakob het dit nogals goed gehad, hy het 'n visioen gehad van God, ek het nog nie 'n visioen gehad nie. Vriende, ek en jy het meer as 'n visioen gekry. God het nie in 'n visioen homself aan jou en my openbaar nie, hy het in lewende lywe homself aan jou en my. Vriende, God het sy grootheid en sy getrouheid aan jou en my kom bevestig in die persoon van Jesus. Toe Jesus gekom het, en ons sê dit al oor en oor in die reeks, is hy niemand anders as die geliefde seun wat voor in hierdie Egipte wêreld ingegaan het nie. Jesus het gekom en hy het as 'n slaaf het hy gedaal tot by die put en sy Vader het hom verhef as die heerser. En hy wat nou reeds voor ons in Egipte ons op pad is, hy sê vir ons, hoor jy, ek is met jou, ek is by jou, kom hier onder my vlerk, ek sal na jou omsien, ek sal na jou kyk, hier waar jy onder my vlerk sal wees. Hoor die woorde van Johannes 16 vers 33, soos Jesus vir my sê, in hierdie wêreld sal julle my disippels, julle sal verdrukking ervaar, maar hou moed, ek het reeds die wêreld oorwin. Hoor vir Jesus soos wat Jesus vanoggend vir en kyk, ek is tot al die dae, Matteus 28 vers 20, ek is met julle tot die volëinding van die wêreld, is ek in die wêreld saam met julle. Vriende, dit is die eerste ding in die storie wat ek wil hê. Die eerste beweging is dat God sien, hierdie beloftes word bevestig, sien raak saam met my dan tweedens, die beloftes word vervul. Verder in die storie, die beloftes word vervul. Tel julle blaadjies op, dat ons gevaai teks hardloop en ons gaan dit vinnig doen, maar vers 5 tot 27 van Genesis 46 sien ons dan hoe Jakob en sy familie pretty much, hier is die oorspronklike groot trek, gaan hulle nou, almal gaan hulle van daar af en so hulle gaan sak en pak. Die teks sê daar vir ons, as jy kyk vers 5 tot 7 en vers 26 tot 27 is soos 2 boekends. Dit sê presies dieselfde ding, dit herhaal dieselfde ding. 2 keer sê dit vir ons, dat Jakob familie, hulle gaan Egipte toe, en onder vers 25 tot 27, hulle gaan Egipte toe. In al 2 van die boekends herhaal dit keer op keer, kyk die woordjie is all. Hulle gaan met alles wat hulle het. Hulle vat al hulle vee, al hulle besitting, al sy kinders, hulle gaan nie hulle beds hedge nie, hulle gaan met alles wat hulle het, gaan hulle hierdie God nou glo en hom vertrou. En in die middel van daai 2 boekends, soos wat hulle gaan met almal, kry ons hierdie geslagsregister. En die geslagsregister is soos hierdie vergrootglas, wat die omvang van Jakob en sy familie se geloofsgehoorsaamheid aan jou en my beklemtoon. Waar gaan hulle? Van 'n kaart af, as jy van hierdie kant af kyk, hulle gaan nou vanaf Perseba af, hier deur die noorde van die Sinai woestyn, en hulle kom in die noorde van Egipte aan. Juda, die broer wat ons laasweek op gefokus het, Juda gaan vooruit, hy gaan waas of dat die hele familie kom. So Josef wag vir hulle in die land van Gosen. Dis daai punt in die movie Vriende waar die musiek speel, soos wat die pa en die seun mekaar omhels. En hulle druk mekaar, hulle soen mekaar en hulle hy. En dan, vriende, sien ons hoe God se beloftes wat hy by Berseba gemaak het, dan tot realisering kom. Josef gaan in die storie. Hy gebruik sy posisie as die heer van Egipte, as die wit broodjie van Farao, en hy gebruik sy posisie en Josef kom met 'n plan. Hierdie is sy plan. Hy sê vir sy familie, hoor ek sê vir Farao dat ons skaapwagters is, en hy jok Farao se skaap en sê vir hom, kan ons asseblief in die land van Gosen met ons skape daar gaan wei? En dis 'n goeie plan.
Want nommer 1 sê die teks vir ons, die Egiptenare like glad nie skaapwagters nie. So hulle gaan baie happy wees as hulle ver weg is. Maar ook die Goshen is die beste van die land in Egipte. Dis daai gedeelte waar die Nyl in die Mediterraneese See in beweeg. En so daar gaan Jakob en sy familie saam met Josef na Farao toe. Hulle pitch hulle plan aan. Farao sê vir hulle, ja, dit is 'n amazing plan. Julle kan soontoe gaan. En so daar, julle kan soontoe gaan en terwyl julle daar in die land van Goshen na julle skape kyk, sal julle ook asseblief na my skape kyk, sê Farao. Dit is brilliant. Nou kan hulle nie in daai land die beste land wees nie. Hulle gaan betaal word daarvoor en hulle gaan veilig wees want hulle kyk na die koning, na Farao se kudde. Kyk saam met daar in vers 11 van hoofstuk 27. Die skrywer sê vir ons dat daai land waarin hulle is, vers 11, wat die beste land is, sê die skrywer, was ook die land van Ramesses gewees. Ramesses, die bekendste van Egiptiese konings gewees. Dit is asof die skrywer vir jou en vir my wil kry om te lag. En hy sê, sien jy wat God hier so doen? Hierdie ouens dink Ramesses soos hierdie big cheese, hierdie ouens dink Ramesses is die groot koning, Jahwe is die eintlike koning. En selfs daar in hulle land, die land van Ramesses, daar is hy besig om na sy mense om te sien. Maar vriende, dit is nie al nie. Dit is nie net wat ons hier het in Genesis 47. Dit is nie net dat God via Farao na sy mense gaan omsien nie. Wat ons in daai laaste gedeelte van die storie sien, dat God via sy mense na Farao omsien. En ek en jy moet dit nie mis nie. Het jy daar opgetel? Het jy gesien daarso dat Jakob in vers 7 en seun vir Farao. 2 keer sê dit dat Jakob seun vir Farao. En dan in vers 13 tot 26 sien ons hoe daai seëning van Jakob in Farao se lewe dan weer kom Josef met 'n blink plan. Hierdie keer kom die en hulle sê hoorie, ons het nie meer kos om van te lewe nie en ons het ook nie geld om vir jou te betaal nie. Josef sê vir hom, gee al julle kudde vir Farao. En so hulle gee al hulle kudde en hulle kry kos, maar na 'n ruk is al hulle kos op. Hulle kom weer na Josef toe. Hulle sê vir Josef, ons het nou nie meer geld nie, ons het nie meer kudde nie. Ons kort kos en so wat ons sal doen is ons sal Farao se slawe word en ons sal ons vir Farao gee. En dan sal ons op dit werk en hy kan 1/5 van die opbrengs vat vir hom. Vriende, wat is aan die gebeur? Hoekom vertel die skrywer vir ons hoe Farao dan gebless word? Die rede is want dit is presies wat God se oorspronklike belofte gesê het. God het in die belofte aan Abraham gesê, Genesis 12, whoever blesses you, I will bless. Dit is die belofte wat God aan Abraham gemaak en ook aan Jakob. Deur julle, deur my mense sal julle 'n seëning dan wees uiteindelik vir die wêreld om julle. Vriende, die punt van dit alles is dit. Die punt van G47, 46 en 47 en die punt hier is dan dat God se beloftes aan sy mense sal vervul word. Dit is hoekom dit daar is. Dit is vir jou en vir my om dit te besef. Al die beloftes wat hy gemaak het, sal hy vervul. Nou weer eens vriende, is hierdie storie ook hier in hoofstuk 47 is daar om vir jou en vir my goddelike perspektief te gee in ons lewensvuur. En daar is eintlik baie wat ons kan sê, maar ek wil net 2 dinge vir ons uitwys hier. 2 dinge in hoofstuk 47, vriende, wat belangrik is en wat hierdie storie jou en my tot roep. Die eerste ding is dit. Vriende, kom ek en jy wees aandagtig. Die Engelse woord is die woord attentive. Kom ons wees aandagtig, attentive. Hier is my punt. Vir Jakob en sy familie sou die beloftes van dit wat God by Berseba vir hulle beloof het, sou heeltyd in hulle ore gesuis het, soos wat hulle in Egipte was. Alles wat in hulle lewe gebeur het, sou hulle gesien het deur die lense van God se beloftes. Hulle sou alles deur daai lense geïnterpreteer het. Niks in hulle lewens was per toeval nie.
Die feit dat hulle veilig vanaf Kanaan in Egipte aangekom het wees nie. Dat hulle dan daar aankom en Josef het 'n blink plan, die Egiptenare hou nie van skaapwagters nie, Farao stem in tot hulle plan, hy het 'n sagte hart, hulle word aangestel as herders, die ironie Ramesses en van dat die land behoort aan hom, wat hulle raak sien en wat hulle laat lag, die kontras tussen hulle lewens en die ouens in Egipte, selfs Farao wat gesien word, hulle kyk na hulle hele lewens, en alles wat hulle sien hulle in die lig van, hulle interpreteer dit en hulle dokumenteer dit vir jou en vir my, in die lig van God se getroue beloftes aan sy mense. Vriende, hier by lig, kyk ons baie die woord intentioneel, wat by the way nie Afrikaans is nie, dis eintlik 'n Afrikaanse woord, ek dink doelbewus is eintlik die woord, maar jy sal baie hoor, ons hou van die woord intentioneel by Ligpunt, wat beteken, ons moet mense wees wat aangeskakel is in ons. Nou intentioneel is 'n goeie woord, dis nie 'n slegte woord nie, maar vriende, hierdie is 'n baie beter woord, mag ons hierdie 10 keer meer gebruik as die woord intentioneel, dis die woord aandagtig, attentive, en hoekom dit 'n goeie woord is, vriende, is want intentioneel sê vir jou en vir my is ons is aangeskakel vir wat ons moet doen. Maar wat aandagtig sê is ek en jy is mense wat attentive is tot wat God besig is om te doen. Vriendin, is dit jy aangeskakel? Is ons aangeskakel? Een van die belangrikste woorde in die Bybel wat ons mis, ons gooi dit weg as 'n woordjie wat ons nie dink belangrik nie, is die woordjie behold. Aanskou. Meer as 200 keer is dit in die Ou en die Nuwe Testament daar. Behold, sien raak, maar sien met die oë van jou harte. Vriende, dis een van die grootste opdragte aan jou en my. Jou oë oop. Kom ons maak ons oë oop sodat ons om ons in hierdie wêreld kan sien, want die God wat beloftes gemaak het, is besig om dit te vervul. Vriendin, sien jy dit? Het jy die oë om dit te sien? Is jy besig wat in jou lewe te gebeur, die groot en die klein, te sien en te meet en na dit te kyk deur die lense van die beloftes van 'n God, wat groot is en wat getrou is en wat besig is om in ring met jou te wandel. Vriende, ek dink ons mis dit. Ek mis dit op die beste van tyd. Kyk, dit vat geloof, vriende, dit vat geloof om die Here se hand hier in Egipte te sien. Maar hoe meer ek en jy die Here se hand sien, hoe meer versterk dit ons geloof. Dis die eerste ding, kom ons wees aandagtig. Kom ons wees aandagtig vir wat die Here doen in ons lewens, in hierdie wêreld. Kom ons soek en sien sy hart. Kom ons wees aandagtig. Hier is die tweede en die laaste ding. Kom ons behou ons hoop. Kom ons behou ons hoop. Tel julle blaadjies op, laaste keer wat ons na die teks kyk. Genesis 47. Genesis 47 vers 27 lees as volg. Thus Israel settled in the land of Egypt, in the land of Goshen, and they gained possession in it. And they were fruitful and they multiplied greatly. Daai be fruitful and multiply vanaf Genesis 1:26. Dit is die hele belofte aan Abraham, Isak, Jakob. En hier sê die skrywer vir ons, hier in Egipte, hier is God het daai beloftes nou vervul. God is besig om al daai beloftes te vervul, maar daar's nog een van die beloftes wat God nog nie vervul het nie. En dit is die beloofde land Kanaan. En so begin ons storie. Jakob in vers 28. Die teks sê vir ons in vers 28, Jakob is op hierdie stadium 147 jaar oud. Dis nie te bad nie, hy het nou okay gedoen. Hy's nou al vir 17 jaar in Egipte. En die teks sê vir ons dat die tyd het nader gekom vir Jakob om te sterf. En so kyk wat sê Jakob dan vir Josef, vers 29 en 30. Do not bury me in Egypt, but let me lie with mothers. Carry me out of Egypt and bury me in their burying place. Met ander woorde, daai woorde daar, vriende, is niks anders as Jakob se geloofsbelydenis nie. Wat Jakob vir Josef sê is dat hy sê Egipte nie ons tuiste nie. God se beloftes vir ons, sy mense, is nog nie klaar vervul nie. Die beloofde land is ons voorland. Vriende, mag jou en my hoop wees.
Soos wat ek en jy onsself hier in Egipte bevind, soos wat ek en jy nou in 'n vreemdeling bestaan is, vriende, besef dit. Die storie Egipte waarin ek en jy nou onsself bevind is nie ons of ons finale woonadres nie. Daar kom 'n dag wanneer ek en jy ook, net soos Jakob, in hierdie Egipte gaan sterf. Ons gaan begrawe word, vriende, in hierdie wêreld. En ons gaan wakker word in die beloofde land. Ons gaan ons oë eendag oopmaak en dit gaan die nuwe hemel en dit gaan die nuwe aarde wees. Vriende, daardie dag sal al God se beloftes aan ons ten volle vervul wees. Elke liewe een van die behoeftes wat ek en jy nou dink ons mag hê, maar wat ons werklik het, sal daardie dag, sal dit geheel en al bevredig wees. Want ons sal dan tuis wees. Ons sal by ons wees en ons sal dan saam met Dorothy van The Wizard of Oz sal ons dan uitroep en sê, there is no place like home. Kom ons bid saam. Inderdaad, Vader, ons het goddelike perspektief nodig. Ons is dronk en de mekaar hier in Egipte. Here, ons loof en ons prys U dat U 'n groot en 'n getroue God is wat met ons hou hier in Egipte. Ons loof en ons prys U dat U is besig om na ons om te sien. En ons loof en ons prys U, Here, dat eendag sal ons weer in U huis by U tuis wees. Here, ons loof U dat ons hierdie dinge kan glo en dat ons kan daarop rus en ons kan daarby bank, want Jesus, want die ware Josef is die een wat dit vir ons bevestig. En dit is hy wie hy is met ons tot die dag wat hy ons huis toe sal bring. Ag Here, ons loof en ons prys U. Maak ons nugter soos ons hier uitstap vandag. Stuur ons hier uit in geloofsgehoorsaamheid. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.